Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp, die maan. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die maan kan enige gif en kwaal in haar magiese gloed genees, as sy wil. Een of ander vorm van maanaanbidding kan in byna alle antieke godsdienste gevind word. In daardie opsig het 'n maangod 'n verskeidenheid funksies na gelang van die kultuur, en is dit soms 'n verpersoonliking van die maan. In sommige kulture verander die maangod name, soos wat gebeur het met die Griekse Artemis en die Romeinse Diana, en die Griekse Selene en die Romeinse Luna, toe hulle gesinkretiseer is as Grieks-Romeinse maangodin, bekend as Cynthia. In baie kulture is die maandelikse siklus van die maan gekoppel aan vroue se menstruele siklusse, omdat hulle glo dat die maan vroulik is. In sommige kulture is die maan egter manlik en die son vroulik. Magies gesproke is die maan ons verbinding met alles in hierdie wêreld en die sterrestelsel daar buite. Die maan ontvang krag van alle planete, sterre ensovoorts en reflekteer dit. Dus is die maan 'n kragtige magiese bondgenoot. Die maan word in baie magiese rituele gebruik. Sommige rituele kan slegs tydens 'n nuwe of volmaan uitgevoer word. Die maan word meestal geassosieer met nag, duisternis, rus, dood en water. Sy word die beste in die donker gesien. Sy verskyn in die nag. Nag is die tyd wat mense rus. Gaan saggies die goeie nag in, is die eufemisme vir die dood. Die maan se fases beheer die see se getye, en daar is 'n oortuiging dat die maan ook reën en mis beheer. 'n Stralekrans om die maan is 'n ou teken van reën. Boere is bekend daarvoor dat hulle volgens die maan se fases saai en maai, en glo dat dit sekere tye van die maan beter is om blaargroente, byvoorbeeld spinasie te plant, en ander tye van die maand is dit beter om wortelgroente, byvoorbeeld wortels te plant. Interessante feit, die Engelse woord lunatic kom van die Latynse luna, want daar word geglo dat mense meer verregaande optree tydens 'n volmaan. Klink of iemand Luna blameer vir hul slegte gedrag. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, die maan. As 'n hemelse bol straal die maan krag uit, wat towenaars en meer kan gebruik om hul towerspreuke te verbeter. As 'n godin staan die maan as Cynthia bekend. Cynthia is die beskermer van die aarde. Sy behoort nie aan een van die howe nie, en sy bly uit feriese politiek. Sy het wel te doen met verskeie natuurvee, en ander wat gefonnis is om op die aarde te lewe, hoewel het moeilik is vir diegene op aarde om direkte kontak met haar te hê. Daar is 'n towerweg wat die maan, die hemelbol, met die aarde verbind, wat Cynthia gebruik om te reis en ander toe te laat om haar op die maan te ontmoet. Tegnies is Cynthia die maan, en die maan is Cynthia. Haar gedagtes, gevoelens, welstand is direk verbind met die hemelbol wat aardbewoners sien in die nag. 'n Swart maan, waarin die maan heeltemal afwesig is 'n slegte teken vir die werkers van die dood, veral Walkures. 'n Bloedmaan, waarin die maan rooi getint gesien word,
is 'n goeie teken vir vampiere. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van die maan na Engels. Moon. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!